Hier aan die einde van die Hebreërbrief sluit die skrywer sy boodskap af met een van die mooiste seënbedes in die hele Nuwe Testament. Na al die ernstige waarskuwings, oproepe tot volharding en aanmoediging om Christus bo alles te kies, eindig hy met vrede, hoop en genade. In vers 20 skryf hy: Mag die God wat vrede gee. Dis waar alles begin en eindig, by God self, die een wat vrede herstel deur Jesus Christus. Hierdie verse herinner ons aan God se karakter, aan Jesus se werk en die doel van ons bestaan as gelowiges. Hierdie beskrywing is ook nie uniek aan Hebreërs nie. Paulus gebruik dit ook gereeld in sy briewe, byvoorbeeld in Romeine 15 vers 33 en ook in Filippense 4 vers 7 waar hy ons verseker: En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Of soos die Nuwe Lewende Vertaling dit stel: En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Dan gaan die Hebreërskrywer verder en beskryf Jesus as die groot herder van die skape. 'n titel wat herinner aan Jesus se eie woorde in Johannes 10 vers 11, waar hy sê: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Petrus gebruik dieselfde beeld wanneer hy sê in 1 Petrus 2 vers 25: Julle het teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele, oftewel 'n ander vertaling sê die bewaker van julle lewe. Die beeld van Christus as herder wys vir ons sy deernis en versorging, maar ook sy gesag en sy leiding. Hy is nie net 'n herder nie, hy is die groot herder wat sy kudde lei deur sy eie bloed, die bloed van die ewige verbond, sê vers 20. Met die ewige verbond herinner die skrywer ons nou weer aan Jesus se woorde by die nagmaal, waar hy in Lukas 22 vers 20 sê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël word. Wat by Sinaï tydelik en voorwaardelik was, word in Christus finaal en blywend. Hierdie nuwe verbond, soos geprofeteer in Jeremia 31 en verder uitgelê is in Hebreërs 8, is die verbond van genade, verseël deur Jesus se offer aan die kruis. Met vers 21 vat hy dan die hele Christenlewe saam in een gebed, dat God ons toerus met alles wat goed is om sy wil te doen. Paulus praat op 'n soortgelyke manier in Filippense 2 vers 13, waar hy sê: Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Met ander woorde, ons gehoorsaamheid is nie bloot menslike inspanning nie, dit is God self wat in ons werk. In die Nuwe Testament staan daar: Dit is God self wat maak dat julle graag vir hom wil leef. En dan kom die Hebreërskrywer se laaste versoek daar in vers 22. Neem hierdie woorde van bemoediging ter harte, skryf hy. Die hele brief was juis dit, 'n bemoediging om nie terug te draai nie, maar te volhard in geloof. En hier is nou vir jou 'n uitdaging. Maak hierdie seënbede vandag jou eie. Laat die God van vrede jou toerus met alles wat goed is, nie net om sy wil te ken nie, maar om dit te doen, sodat jou lewe ook altyd een is waarin hy vreugde vind. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie belofte, maar ons vra ook vandag saam vir U, hou aan om vir ons U vrede te gee. Daardie vrede wat ver bo ons verstand is. Hou wag oor ons gedagtes asseblief en oor ons harte. En dankie dat dit U is, persoonlik self, wat ons gewillig en bekwaam maak om U wil uit te voer. Dankie vir Jesus Christus, ons Here en Koning, wat vir ons die nuwe verbond deur sy bloed gekoop het, om ons in te lei in hierdie nuwe lewe. Help my ook vandag asseblief, Here, om gehoorsaam aan U te wees, om so te lewe, dat U ook in my sal vreugde vind. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen.